Goeiemôre vriende, vandag is dit 20 Mei Dinsdag 2025. Ek hoop julle het lekker aangename vandag wat vandag voor julle uitgestrek lê. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Dankie Here dat ons so aan die begin van 'n week hier by Dinsdag net vir 'n wyle kan bewus wees van U. Here, U is elke oomblik by ons, maar ons hardloop so besig rond. Ons nie 'n tydjie kry om stil te kan raak nie. Here, ons wil vandag net fokus op die pragtige berg wat ons by ons het. Die kepe van die berg, of die rimpels van die berg, die platheid van die berg wat ons sien, leeukop, duiwelspiek, alles deur U geskep. Dankie o Vader God, dat ons net in die berg elke dag ietsie, baie klein ietsie, net so Engelse sê 'n glimpse, glinstering, kan sien van die Almag. Here, ons is lief vir U. Here, ons aanbid U as ons Skepper God. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, is baie interessant, hierdie Spreuke 23, ons het nou, ek het nou by 'n paar geleenthede vir julle al gesê, waar die spreekdigter gesê, luister my seun, ek sit altyd dogter by, luister my seun, soek die regte insig, ek het nou al daai goed vir julle gesê, vriende, dan kom hy dan nou hier by, amper by 'n tweede gedeelte, waar hy dan nou sê, besop vir die slegte vrou, ek het ook die slegte man ingesit, daai tyd is hulle mos maar baie, net op met die vrou besig gewees, maar die man was, dit was 'n twee spoor pad, vriende, dit was nie net 'n een spoor pad nie, né? So dit gaan oor die man, dit gaan oor die slegte man en die slegte vrou, waar die spreekdigter sy seun of sy dogter teen waarsku, en sê, besop daarvoor, is 'n put waar jy nie kan kom nie. So is die een groot ding. Die ander groot ding wat hy natuurlik sê, liewe vriende, kom hier in vers 29 tot aan die einde voor, en hy gee nogal 'n hele paar verse daarvoor, wanneer hy die volgende sê, wie is dit wat sug en steun, wat rusie maak en kla, onnodig seer kry en bloedbelope oë het? Dit is die wat tot laat sit en drink, die wat aanhou proe aan drank. Moenie dat die wyn jou verlei as dit so rooi is, so vonkel in die beker, so lekker smaak nie. Agterna pik hy soos 'n slang, spoeg hy gif soos 'n kobra. Dan sien jy vreemde dinge, en praat jy vreemde dinge. Hoeveel keer het ons dit ook al gesien nie, liewe vriende, oral. Dit voel of jy op die oop see lê, of jy bo op 'n seilskip se touwerk lê, en jy dink, ek het dan nie seer gekry toe hulle my geslaan het nie. Ek het nie gevoel toe hulle my aangeval het nie. Wanneer word ek wakker? Ek wil maar weer iets gaan soek om te drink. Vriende, ek dink, as niks verkeerd om 'n wyntjie te drink. Kom ons begin gou daar. Daar's niks verkeerd om 'n rooi wyntjie, 'n wit wyntjie, wat se wyn te drink. Niks nie. En dit moet julle altyd onthou. Ja, die Here het mos hierdie goed vir ons gegee ook, né? Die eerste ding wat hy gemaak het is om die water in wyn te verander. Die eerste wonderwerk wat hy gedoen het. So daar's niks meer verkeerd nie. Daar's niks verkeerd met die gebruik van wyn nie.
Daar's wel 'n probleem met die misbruik van wyn, né? En dit is hoekom so baie gesinne uitmekaar geskeur is in die wêreld, in ons land. Is 'n man of 'n vrou wat net eenvoudig nie kan ophou drink nie. Nou vriende, nou baie kere sê ek wil ek vir julle sê, daar's 'n tendens dat ouens, want baie mense is alkoholiste en hulle weet dit nie, né? Jy sal baie keer sien die ou of die vrou kry dit reg in die week nog om sy wyn te onderhou. Maar naweek is dit nag. Naweek is dit nag vir sy vrou en vir sy kinders, liewe vriende, want hy of sy kan net nie ophou drink nie. Al die week kan hulle bekostig en hulle verloor hulle werk. Maar soos Vrydag aand en Saterdag aand gaan hulle groot. En wat is 'n alkoholist? 'n Alkoholist is nie iemand, liewe vriende, wat sê maar ja, maar sy alkoholist gaan hy nou elke dag moet drink. Ja, nee, hy elke naweek vat hy nou net so 'n bietjie, nee vriende. Die probleem, die definisie van 'n alkoholist is as jy begin drink kan jy nie ophou nie. Jy gaan sommer deur 'n bottel, jy gaan sommer deur 2 bottels. As daar 2 bottels is, as daar 3 bottels is, gaan jy sommer daardeur. Jy kry nie gestop nie. En dis die dilemma natuurlik altyd met mense wat te veel drink, want die gesin, die vriende wat rondom jou is, weet nie wanneer gaan jy totaal oorboord gaan. So die oomblik wanneer jy in 'n glasie wyn vat, raak almal gespanne rondom jou. En dan is dit so. Wanneer jy weet wanneer ons hierdie dronk ouens sien of vrouens sien, ek bedoel hulle is onkapabel, liewe vriende. Hulle vang die grootste strooi aan onder die son. Dis daai tyd is julle kan maar ek en jy staan mos daar altyd in die wêreld, hè. Dis ouens wat hulle gesin se geld wegdrink. Ons sal niks hoor nie. Dis 'n ou wat later sy huwelik wegdrink. Hulle wil nie luister nie. En daarom sê die Spreuke digter, wie is dit wat sug en steen? Wat rusie maak, want daar is nou 'n dronk ou, hy wil hom net rusie maak, hy wil net beklei. Wie is dit wat sug en steen, wat rusie maak en kla, wat onnodig seer kry, want hulle kry onnodig seer, slaan sommer op die sypaadjie neer, trap mis, voeter haar van die eerste verdieping af in die trap as hy die reëling misvat. Dit is die wat tot laat nag sit en drink. Die wat aanhou proe aan drank, né? Dit is met hulle kan nie ophou nie. Moenie dat die wyn jou verlei nie, kom sê die Spreuke digter. Die eerste ding waar hy teen waarsku, die tweede gedeelte is die verleidelijke man en die verleidelijke vrou. Besop daarvoor, jong mense. Besop daarvoor ook ouer mense. Maar besop ook vir drank. Besop dat jy nie so geheg raak aan drank dat jy jou hele gesinslewe en jou hele huwelik verwoes nie, want dit is so. Agterna pik hy soos 'n slang en spoeg hy gif soos 'n kobra. Nou, julle weet hoe lekker koppyn kry die ouens en hoe lekker volgende oggend gooi hulle op aan die toilet. Hulle weet nie wat gaan nie. Hulle beloof nooit weer in hulle lewe sal hulle dit en nooit ooit weer nie, net om dit maar weer 'n volgende keer weer te doen, hè. Dit is ook die ouens wat in die vrouens wat vreemde dinge sien en jy praat verkeerde dinge, jy praat sommer uit, jy vertel sommer geheime uit, 'n lap geheime uit wanneer jy te veel en hè. En so kan ons aangaan. So hierdie gedeeltetjie dink ek sê die Spreuke digter, geniet die wyn, maar moet dit nie misbruik nie. As jy 'n probleem het met alkohol, vriende, bly weg van alkohol af. Bly weg van alkohol af. As jy nie 'n probleem het, wees rustig, soos met enige ding, né? Maar as jy 'n probleem het met alkohol, moenie dit toelaat dat die alkohol jou lewe verwoes nie. Moenie toelaat dat die alkohol jou huwelik verwoes nie. Ek het dit al baie in my jare gesien, vriende. Bly weg dan daarvan af. Doen afstand daarvan, drink jou Coke, gaan gooi vir jou iets anders in, bly weg daarvan af. En wees oop met die mense daaroor. Moenie is wees sê net eenvoudig vir hulle, sê manne, vrouens, hoorie, ek sukkel bietjie met die wyn, ek gaan eerder daarvan wegbly. Wees eerlik, dan help die mense jou ook nog daarmee, né? Maar as jy 'n probleem het, bly weg van alkohol af. Anders is dit inderdaad so, dat hy is pik soos 'n slang, en hy spoeg gif soos 'n kobra. My 5 sent vanoggend die uitspreek uit. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.